Jy sien die probleem met net aanhou vryheid weggee is. Iewers raak dit baie moeilik om te verduidelik hoekom jy nog hierdie stukkie vryheid wil hê. En soos ons praat, my liewe Christelike vriend, is daar vandag op die 2de van Oktober 2025 by die Joma Kerk besig om 'n kommissie te sit om te besluit hoe hulle jou Christelike vryheid gaan vasverf, hoe hulle dit gaan reguleer, wat jy gaan mag sê, hoe jy dit mag sê, wat jy mag doen in die openbaar, wat nie, wat is haatspraak en wat is nie. So 'n klomp dinge wat in die pipeline is, wat veronderstel is om in my kop van ons vryheid te wees. So, ons moet hieroor praat. Radio Nuwe Lied. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille. Gesels saam oor alles. En nog wat. Goeiedag my liewe vriend. My naam is Corneille, ek sê vir jou baie welkom hierso by Klets met Corneille. Ek hoop jy gaan 'n lekker kuier saam met my en praat oor hierdie baie belangrike saak wat vandag begin het. Ek lieg, dit het nie begin nie. Vandag is dan maar net 'n baie publieke stap om te sê dat ons as die regering begin vandag praat met die kerke oor hoe ons hulle kan reguleer. Dis nie 'n nuwe ding nie, maar voor ons daarby uitkom, kom ek sê daarom net gou vir jou eers. Klets met Corneille, natuurlik het ek die mikrofoon voor my, so jy moet luister die meeste van die tyd, maar die idee is dat jy vir my kan terugpraat. En die manier om dit te doen is, in die eerste plek, jy kan vir my, as jy nie geweet het nie, die radio het 'n hele platform met 'n klomp dinge aan die gang, dis nie net 'n YouTube videoetjie nie, so jy is welkom daar te gaan kyk by ons webadres. Dan as jy wil kontak maak en vir ons boodskappe stuur of vir my ietsie laat weet, hier is die 2 maniere hoe jy dit kan doen. Jy kan daarso gaan vir ons 'n e-pos stuur by daai e-posadres, of as jy meer gemaklik is met 'n telefoon in die hand, dan kan jy daai nommer gebruik en vir ons WhatsApp en Telegram boodskappe stuur. En dan kan ons saam klets. Nou, die saak vir die dag. Daar's 'n kommissie wat nou al 8 jaar terug so begin het. En ek gaan vir julle 'n Engelse naam gee, maar dit verklaar die afkorting. The Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities. Daai komitee se naam sou mens laat dink dat hulle is daar om hierdie soort groepe te beskerm. Kulturele groepe, godsdienstige groepe en taalgroepe. Dis wat jy sou dink. Maar soos ons goeie regering is met sulke dinge, is die ding van kyk daarna nie genoeg nie. Hulle moet dit beheer, sien. Nou dis nou die ding waar ek die fundament onderomtrent als wat ek sê gaan oor die B in my bonnet oor persoonlike vryheid. En dit klink soos 'n selfsugtige klein dingetjie so, maar julle dit beïnvloed absoluut alles. En net soos wat die regering probeer wat ons sien as vergrype om alles te probeer beheer van ons lewe, dis in my kop nie 'n regering se werk nie. Dis nie hoekom hulle daar is nie. Ek weet nie wie het vir hulle die idee gegee dat ek het 'n koning nodig. Of ek het gevra vir 'n ou my te help om my lewe te ran nie. Ek het nie so iemand nodig nie. Dis my verantwoordelikheid. Dis wat ons doen op die manier wat ons goed dink. Dis hoekom 'n slim vrou getrou het. Dis hoekom ek gaan leer vir goede en opleiding kry en ander goede. Dis my verantwoordelikheid in my kop om my lewe te vorentoe te vat. Dis my verantwoordelikheid om te sorg dat ek deel van die gemeenskap is op so 'n manier dat dit bydra en nie skade doen nie. En in die regering se oogpunt probeer hulle absoluut alles reguleer met die verskoning, dis vir almal se beswil. Dis die rede hoekom hulle dit doen. So terug op hierdie kommissie, hulle het 8 jaar terug begin sê, hoorie, daar is groot probleme in kerkwêreld. In die kerke gebeur daar baie onaangename dinge. Die bekendes wat almal altyd oorlag wat in die nuus was, want wat doen die mense daaroor, is die goed van die profete wat mense met die doom in die gesig gespuit het, en laat gras eet het, en heilige water verkoop, en vir 'n lomp sommetjie vir jou sal beloof dat jy gaan 'n man kry en allerlei interessante dinge dan doen. Soos was waar hulle nie moet nie en bid oor wat hulle nie moet nie en al sulke dinge. Nou in die eerste plek, moet ek vir jou sê as 'n Christen,
voel ek nie eers daai is Christelike kerke nie. Ek weet die naam Christelik, daar's baie verskillende strominge binne in Christen. Maar in my kop op die heel minste, moet 'n mens kan sê dat 'n Christelike kerk is een wat die belydenis van Jesus Christus as die verlosser van die wêreld het en dat jy slegs deur hom gered kan word. As dit nie deel van die kerk se dogma's nie, verstaan ek nie eers wat soek hulle in 'n Christelike gesprek of hoekom word Christendom ingesleep onder sulke dinge nie. Want al die voorbeelde wat ek van kry van mense wat sulke simpel goed aanvang. Kyk, jy kan op YouTube gaan kyk na 'n klomp karismatiese kerke wat wild lyk. Mense hardloop rond en bid en praat in tale goede wat jy dalk nie meer saamstem nie en dink is weird. Maar dis nog steeds heeltemal iets anders as mense wat 'n keer gaan soos wat hierdie lot doen. En as voorvaders en watergeeste en allerhande woord deel van die storie is, dan in my kop sorteer dit nie eers meer onder die Christelike vaandel nie. So dit behoort nie eers deel van hierdie gesprek te wees van Christene wat sulke dinge doen en die charismatiese en apostoliese bewegings wat sulke goede doen nie. Hoort nie deel van 'n gesprek te wees nie. 'n Gesprek oor sulke dinge is, wat sê die Bybel oor sulke goed en hoe verskil Christene daaroor, want Christene verskil oor 'n klomp dinge. Oor die uitlewing van jou Christendom in praktyk. Kom ons noem dit nou maar dit. Hierdie goed is nie deel van dit eers nie. Dis hoofsaaklik mense wat glo in voorvaderaanbidding, wat in my kop beteken, as hulle Jesus in die storie inmeng, hulle kan inmeng net wat hulle wil daarso. As hulle goed meng, is dit nie meer Christendom nie. Dis my eerste punt. Maar nou sit ons met die probleem van, het maak nou nie saak wat ek daaroor dink nie, die regering het gesê, Christelike kerke, laat sulke goede toe. En die manier om dit te kontroleer en te beheer, is om dit te reguleer. So, hulle is nou besig om te besluit, en dit het agter terug al begin. En die dame wat in beheer is van die storie, of wat die voorsteur is van die kommissie, is Toko Mkwanazi Kaluwa. En die dame is op 'n missie hoor. Nou, goed vir haar as sy 'n goeie werk probeer doen uit haar oogpunt uit, seker. Maar gaan net kom by hoekom dit dalk nie so 'n goeie ding is van haar, laat sy die ding doen nie. In elk geval, hulle het agter terug begin, het sy hierdie proses begin, van hoe reguleer ons die kerke. En hulle toe nou met voorstelle na die regering toe gegaan om te sê, hier wat ons gevind het, dis die goed wat aan die gang is in die sogenaamde Christelike wêreld, en ons stel voor die regering moet hierdie dinge in plek stel, sodat ons hierdie ding kan reguleer. En jy sal nie glo nie, liewe vriende, maar die regering het op daai stadium besluit, nee, hulle stem nie saam nie, hulle gaan nie hierdie voorstelle aanvaar nie, en dis hoekom daar niks gebeur het nog, en hoekom ons kan preek en bediening hê, en doen wat jy doen, en jou Christelike uitsprake hê nie. Nou, sommer net op 'n stukkie wat ek later oor 'n ander 'n program sal maak oor, en met hopelik 'n paar mense gaan praat daaroor, is die ding van haatspraak, wat raak aan hierdie situasie, maar nie deel van vandag se gesprek is nie. Met byvoorbeeld besighede wat sê, nee, ons gaan nie dat gay mense by ons fasiliteit trou nie. En dan is hulle hof toegevat vir onder andere haatspraak, menseregte oortreding is al sulke dinge. Ek gaan later 'n gesprek daaroor doen, want dit skaaf half aan hierdie goede. So terug op hierdie storie is, daar gebeur mal dinge in kerke, iemand sê, ons moet iets hier aan doen, en daarmee stem ek absoluut saam. Maar daar is klaar 'n sisteem in plek vir dit in my kop, en daai sisteem is die regsisteem. Die regsisteem is daar in beginsel, om te sorg dat enige iemand, of jy onder 'n organisasie staan of nie in hierdie land, kan jy vervolg word as mense dink jy maak droog en jou aankla. So wat hulle nou voorstel is dat daar moet nou 'n sambreelorganisasie kom en waaronder elke Christelike bediening of kerkgroepering moet aanbehoort, en as jy 'n bedienaar is in enige so 'n struktuur, dan moet jy as persoon ook onder dit registreer, soos wat hulle sê, enige ding soos 'n dokter of 'n prokureur of 'n bouer of wat ook al moet wees, om sy professie te kan doen, behoort hy 'n organisasie wat sê, ons sê jy mag maar en jy kan, en so dis gereguleerd in hulle koppe. Nou hier's my eerste ding met so ding. Morele dinge of stupidheid was nog nooit beheer
deregulasie nie. As dit was, sou daar nie dokters gewees het wat immorele goed te doen, onetiese goed te doen en krimineel is nie. Daar sou nie sulke prokureurs gewees het nie. Daar sou nie bouers gewees het wat begin bou en weghardloop met jou geld nie. Maar daar is. So die feit dat jy aan 'n organisasie behoort en die verskil tussen dit en die organisasies oor godsdiens en in ons verband na Christendom, is dat Christendom het nie 'n kwalifikasie nodig in die sin van, as jy nie toegerus is as 'n dokter in opleiding het nie, behoort jy nie mense te sny en te saag nie. As jy nog nooit gaan reg toe studeer het nie, behoort jy nie in 'n hof te staan en reguitsprake te maak nie. Dit maak logies sin. As jy nog nooit in jou lewe sement gemeng het nie, behoort jy nie 'n huis te kan bou nie. Behalwe as jy die neefie van die regering is. Maar onder normale omstandighede behoort jy nie te kan nie. En op 'n soortgelyke manier is dit nie in kerke waar nie. Christelike wêreld, selfs in kerke, werk nie op die beginsel van jy moet 'n sekere kwalifikasie hê, nou hopelik, of nie eers hopelik nie. Dit was nog nooit nodig nie. Ek het niks teen opleiding nie, en daar behoort opleiding te wees, dit maak jou wêreld ryker as 'n bediener om te dink jy het 17 grade geloop in teologie en 'n paar ander relevante velde. Dis 'n fantastiese ding, maar daai kwalifiseer jou nie noodwendig as 'n bedienaar nie. Roeping doen in die eerste plek, en as jy dan kwalifikasie saam met dit het, fantasties. En die meeste kerkgroepe op hierdie stadium in ons land, vermoed ek, wat ek beskou as Christelike kerke, het al kwalifikasies vir sulke dinge. By die meeste kan jy nie mee hê nie. In die ou dae was die meer, ek weet nie eens wat om dit te noem nie, die apostoliese kerke en daai soort van kerke, was meer op die ding van, jy word geroep, jou kerkgroep sê, ons kan sien die roeping van God op jou lewe, en ons gaan jou seën en uitstuur, of om nog 'n kerk te begin, of om oor te vat by hierdie ou pastoor, of wat dit ook al was. Daar was een of ander manier hoe die organisasie gekyk en hierdie ding gedoen het, sonder dat jy noodwendig opleiding gehad het, en ek is heeltemal fine daarmee. Die volgende punt in hierdie storie is dat die verskil tussen 'n beroep soos 'n mediese wêreld en die kerk, en hoekom 'n organisasie nodig is nie, is dat ook net die organisasies bestaan buitendien in kerkwêreld. Dis net nie die goewermentse nie. Die regering is nie die NG se node nie, of die Follie se node, of wat ook al nie. Die regering wil nou daai pos oorvat, asof dit gaan maak dat dit 'n verskil is. En, vir my koppie, gaan ek myself amper verstout om te sê dat, van die hoeveelheid korrupte mediese mense binne in die mediese wêreld, en die korrupte hoeveelheid mense binne die regswêreld, en die korrupte hoeveelheid bouers, en wat ook al volgende mense wat in 'n organisasie behoort, want hulle moet, by verre die korrupste lot is die regering. En hulle wil paal staan vir hierdie ding van, wat mag 'n dominee, of 'n pastoor, of 'n priester, of wie ook al gaan sê vir sy mense. Hulle kan besluit, nie net mag jy enigsins iets sê nie, hulle gaan ook die reg hê om vir jou te sê wat jy mag sê. En liewe vriende, as hierdie nie vir jou rooi lig laat aangaan nie, dan iewers moet jy 2 keer dink oor die lewe. Hierdie is 'n baie groot vergryp na mag van die regering af. En net een stapie terug uit die Christelike oogpunt is net die ding van, my persoonlike ding van vryheid. Die regering hoort nie daar nie. Die regering hoort op niks wat my lewe reguleer in daai opsig nie. Daar is ander maniere van beheer nodig, dat die samelewing kan saamwerk. En ja, uit 'n regeringsoogpunt is daar 'n oorsigtelike ding in die term, of in die konteks van die regstelsel. Dit is 'n regeringsding, ja. Maar die vingertjie in elke ding, volgens hulle opinie, vir ons beswil, is feitelik nooit vir jou beswil nie. Miskien nie eers oor intensie nie, maar in die praktyk daarvan. Dis hoekom kommunistiese sisteme in die hele wêreld nog nooit uitgewerk het nie. Want alhoewel jy vir iemand sê, hierdie is sodat almal dieselfde kan hê, en julle weet van, ek het 'n probleem daarmee ook, almal behoort nie dieselfde te wees nie, almal is nie dieselfde nie. Maar uit daai oogpunt uit van ons wil vir almal ietsiekie gee, is dit die idee waarmee hulle by mense aankom, en dit werk nooit uit nie. Want die magsvergryp in die bokant raak so groot, en in ons land is dit duideliker as in meeste ander plekke. Die regering, nasionaal,
en munisipaal het so groot geword. Dit is 'n massiewe uitgawe in ons land. En in ruil daarvoor kry ons al die korrupsie en die verkeerde dinge wat aan die gang is op so 'n skaal, dat die wêreld op sy knie is finansiëel, of hierdie land. So, in my kop, die regering se werk is nie om te reguleer oor enigiets van my lewe nie. Dis my eiendom, so kan ek maar besluit wie welkom is op my eiendom en wie nie. Hierdie gaan nie eers oor teen mense diskrimineer nie. Want het jy geweet, dis 'n interessante feit, diskriminasie is nie eers teen ons wet nie. Ons grondwet sê diskriminasie is aanvaarbaar. Wat is unfair discrimination is wat verkeerd is volgens die wet. Nie diskriminasie nie, want mense moet kan verskil. En jy moet kan sê ons is verskillend en daaroor wil ek nie of kan ek nie of wat ook al. So diskriminasie is nie 'n probleem nog volgens ons wet nie. Hulle gaan aan asof dit is. En asof jy iets sê dat jy reeds oortree het, jy het nie. Jy kan vir iemand sê, nee, hierdie is nie, ek stem nie saam met jou nie, ons is nie dieselfde nie, hierdie gaan nie reg wees nie. Vir my nie, ek wil nie deel hiervan wees nie. Jy kan dit nie sê unfair nie. En so daaroor moet 'n regstelsel kan besluit nog, van, is dit wat jy gedoen het, was dit nie regverdig om dit so te doen nie? Of het jy net verskil met iemand en gediskrimineer? Interessante punt om oor te dink, né? So, op dieselfde manier, as in my besigheid behoort ek in my kop te kan sê wie in my besigheid moet werk of wie nie daar werk nie. Wie is my opvolger in my besigheid of wie is nie? Dis my kinders. Ek behoort sê te kan hê oor wat se goed hulle behoort te leer op skool en waartoe hulle kan skool gaan. Dis my lyf. Ek behoort te kan sê wat hiermee gebeur medies. En dan vir vandag, dis my godsdiens. Ek behoort te kan besluit hoe ek dit bedryf. En tot vandag toe, soos ons hier staan, volgens die wet, het ons vryheid in, dit maak nie saak wat se geloof jy het nie. Nie net is jy vry om te besluit wie jy aanbid nie, en hoe jy dit aanbid. En wat hulle sê almal by jou huis, is dit in ons land se reg tot vandag toe, beskerm dit selfs jou reg in die openbaar, om te kan uitsprake maak vir jou geloof in die openbaar. Dit, tot vandag toe nog, is dit so. Daai ding is in gevaar. Dit was in gevaar, is weggewys, dis weer in gevaar, want dis deel van die slimheid van hoe die storie werk, julle. Is hulle stoot, dan sien jy daar's te veel teenstand, bietjie terug. Stoot, teenstand. Iewers raak die mense moeg van terugstoot. En dan sit jy by te gemors, want as jy vryheid weggee, kry jy dit ongelooflik moeilik terug. So, ek wil graag net vir jou gehou, hierdie is half net so 'n agtergrond, omdat daar is verskriklik baie dinge te sê verder daaroor, wat ek nie gaan doen, dink ek nie. Wat ek wel gaan doen is, ek gaan vir jou 'n paar skakels los, sodat jy kan gaan self verder net hier en daar kyk waaroor dit gaan. Om te kan sien, daar is 'n probleem. Ja, die feit dat die vrou sê, daar is 'n probleem, dis wat mense in die kerkwêreld doen, absoluut, ek kan dit ook sien. Dit moet aangespreek word. Hierdie is 'n manier om dit aan te spreek nie. Dis wat ek sê. So hier kan jy maar net gaan kyk, 8 jaar terug al het hulle begin, hierso was hy reeds aan die praat, op die nuus, hierso was hy aan die praat met Timodise, hierso is nou die onlangse gesprekke, was hy weer op die nuus was, hier is Newsroom Africa, waar sy praat oor wat die pastore doen in hulle malligheid. En ek stem 100% saam daarmee, hulle doen malligheid. Wat ek wel vir jou wil wys, net so 'n stukkie van gehou, is 'n videoklip wat by ons aangekom het, so ek kan ongelukkig nie die oorspronklike van hierdie onderhoud wat hier in die gang is, ek kan nie daai oorspronklike een in die hande kry, en ek weet nie wat se platform is hierdie nie. So ek gaan dit sommer net vir jou hierso speel, soos wat ek dit gekry het in my WhatsApp, net so 'n stukkie hier in die middel, dat jy sien die probleem met hierdie storie, oor iemand wat sê,
die Christelike kerke doen hierdie, en dis baie spesifiek Christelike kerke wat aangespreek word. Alhoewel ek nie dink wat hulle daar verwys is Christelike kerke nie, maar in hulle koppe is dit. Want hulle voel nie dieselfde oor Sangomas nie, hulle voel nie dieselfde oor die Jode of die moslems of enige ander groepering nie. Want sê hulle, daai mense het baie streng dinge in plek van, jy kan nie sommer net 'n kerk gaan begin nie. Nou dis my punt hierso ook, jy kan nie sommer net vreeslik lekker 'n kerk gaan begin nie. Jy kan jou eie ding doen, en die naam van Jesus uitskree, en dit meng met enigiets anders dan enige ding noem, dit maak dit nie Christelik dat jy die bordjie op die ding hang nie. So ek stem nie heeltemal saam met daai punt nie, maar hierso is die vrou wat dit sê, en wat vertel al die malligheid, en nou dink nou uit 'n Christelike konteks daarvan, oor wat sy hierso 'n stukkie net noem, en nie sommer net 'n stukkie ook wat hulle beplan om te doen, en na ingesteldheid teenoor hierdie hele storie. Repercussions if you set up a tent and you profess to be a pastor. I mean, what's going to happen to somebody like that? The amendments we're looking at. Yeah. There will be it will be a criminal offense. Excellent. And you will be charged criminally for doing that. Just like a doctor, if you've been struck off the roll, or if you're not registered, you can't just wake up and be a doctor. There are systems. So we're saying you will be registered and you will operate under a tight monitoring system. And then if you operate illegally without the license to operate, there are criminal charges following. On that point, Mom, let's say I am on that register and I go to Rhema Church and I see the light and I start doing the work of God and I change and I am this model citizen. What then happens to me when I have a calling to serve in the children's ministry? Are you going to come to me and say, I cannot do that which I believe God has called me to do because there's some register where my name is? We'll definitely do that. Irrespective of your calling, we are a danger to society. Is that not going against what the religion professes to do, which is to allow people to change and become a better version of themselves? Let's educate our people that no one talks to God. Let's just put it as bluntly as all that. If someone says to you, God was talking to me, tell them to go to the psychiatric ward. Is this not a violation of our religious rights? Removing my mother or whatever they do with the bones and putting in another person where my mother was buried is a violation of my cultural rights, because when I go to my mother's grave, I find another body there and I don't know Mkize, where this Mkize is coming from. And I'm like, I'm here for my mother and my mother, is not responding. Let's educate. So, daar is 'n stukkie interessantheid. Aan die een kant dat die vrou sien dat die Christelike ding is 'n probleem vir die samelewing. Is 'n gevaarlike storie hierdie. En dan gebeur snaakse goed. En niemand kan met God praat nie. Hy kan nie met jou praat nie. Jy's van jou kop of as jy dink God praat met jou of met jou Christelike leier. Maar dit is nie so van jou kop af as jy met jou ma wil gaan praat by 'n graf en sy antwoord nie. Want 'n ander vrou lê op haar plekkie nie. Dis die mense wat moet besluit wat gaan gebeur met jou Christelike vryheid. So, ek wil hierdie ding afsluit met twee dinge. Die een ding is net, die antwoord in hierdie ding lê nie in hierdie wat hulle sê nie. Die antwoord lê in persoonlike verantwoordelikheid, soos wat dit die meeste gevalle doen, in omtrent enige omstandigheid. Liewe vriende. Nou, ek weet ek praat teen met die verkeerde mense, maar as jy in 'n kerk beland, waar hulle interessante dinge aanvang, dan is dit so eenvoudig in my kop, soos jy gaan nie weer soontoe nie. Of as jy dink, dis miskien nou nie, hulle jaag jou rond met 'n slang, en spuit jou met doom nie, hulle doen dalk net goed wat jy nie meer vertroud is nie, dan vind jy meer uit. As hulle iets krimineels doen, dan kla jy hulle aan. Daar's kanale vir die meeste goed, en persoonlike vryheid sê, ek het die keuse om hier te kan wees of nie, so laat ek nie hier wees nie. En, die laaste ding wat ek wil sê vir vandag is, as jy iets sien wat jy kan doen vir die situasie, asseblief doen. Dit help nie ons sit en praat oor al die goed, en as dit tyd is vir aksie, gebeur daar niks nie.
So onder andere my werkie is deel inligting met mense. Dis half my verantwoordelikheid in hierdie omstandighede, voel ek. En vertel jy van alternatiewe en vertel jy van allerlei ander dinge. Hierdie is vandag 'n gewaarwording of bewusmaking van my kant af oor iets wat redelik buite aan die gang is, so jy weet vermoedelik daarvan. As jy nie weet nie, asseblief, wees bedag daarop. As jy ooit 'n ding sien wat oor jou posbus kom wat sê, gee jou opinie, teken asseblief hierdie briefie, ondersteun hierdie, of doen wat ook al, of stem, of wat er ook al te doen is, of minstens maak jou stem dik, en as dit nodig is, sê nee. Soos in fisies nee, en ons gaan nie, en dan doen jy nie. Daar's 'n plek vir al daai dinge. So as jy iets in jou hande kry om te doen, soos om jou stem te gaan dik maak, of 'n brief te skryf, ek meen, dis die laaste eenvoudigste ding om te doen. Jy hoef eers dik betrokke te raak nie. As jy dikker betrokke kan raak, asseblief doen. As hierdie vryheid gaan, kan ek nie sien wat stop dit. Tensy daar 'n hele ommekeer in ons land is, voor dit uitkom by plekke soos wat in Rusland en China, en toenemend meer in Afrika gebeur, waar die staat absoluut beheer wat geestelik mag en nie mag gebeur nie. Nie net publiek nie. Dit begin weer daar. Onthou, dis 'n sneaky storie. Hy sluip in en sê vir jou, ek wil net hierdie vir jou beswil natuurlik. En dan, ja, maar vir jou beswil moet ons nou hierdie. Vir jou beswil wil ons volgende keer dat mense nie twak praat nie. So ons gaan sê wat hulle mag sê. Ons kan nie dat dit daar kom nie. So daar's my storie vir die dag. Ek dink voor ek jou hier so los, nee, kom ek los jy sommer net. So, maak asseblief kontak, en belangriker is nog, maak kontak met my, is gaan doen ietsie, as dit in jou hande is om ietsie te doen. Tot ons mekaar weer raak sien, 'n heerlike geseënde dag. Jy luister nou na Radio Nuwe Lied, jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.